moederskilvers. Wat se goed? Wat is moederskilvers? Ja man, dis my boks met die hoender op. Papa noem dit so. Nee man, papa maak 'n grap, dan noem hy dit olifantskilvers. Maar dis eintlik graanvlokkies. Ja, daai een. Ja. Maar daarvoor is ek ook al moeg. Ja, Bertus, ek stem nogal saam. Selfs die worsies, bacon en eiers wat mamma Vrydag vir ons maak, is ek al vermoeg. Ja, dis presies hoekom ek so 'n bietjie navorsing gaan doen en Google. Vandag maak ons 'n gladde jytjie. O ja, 'n wat se ding? Ek dink ons gaan 'n smoothie maak. Ja, dit is presies wat ons gaan maak, net in Afrikaans, Bella. Gladde jytjie. Het Bella Botha dit nie geweet nie? Nee, nogals nie. Maar dit maak nie saak nie. Ek kan nie meer wag nie. Kom ons begin nou net toe. Wat het jou resep gesê kom daar alles in ons gladde jytjies? 'n massive klomp vrugte, lekker saam, 'n appel, 'n peer, 'n stukkie pineappel en 'n bietjie yoghurt. Die resep het ook gesê mens kan heuning bygooi met soet te maak. Dit klink vir my so lekker. My mond water al. Maar Bella, as 'n mens heuning kan ingooi, kan 'n mens seker bietjie stroop ook ingooi. Die groen appeltjie lyk hoeka so 'n bietjie aan die suurkant vir my. Jong, stroop? Nee, ek weet nie. Ons eet mos nie nou wafels nie. Heuning is in elk geval gesonder. Okay, maar wat van 'n bietjie haasiemelk? Daai lekker sjokoladepoeier of daai groene. Jong, ek weet nie of dit so lekker gaan werk nie. Wat dan eerder van 'n bietjie grondboontjie botter? Ek het al baie gehoor mense voeg dit by. Die resep het gesê gebruik jou verbeelding. In my verbeelding sê los die grondboontjie botter en sit eerder 'n snicker sjokolade in. Dan is daar sommer grondboontjie botter, neute en sjokolade in. One shot, all in one. Bertus, die smoothie van jou raak nou baie ongesond. Onthou dit is vir ontbyt. Ons kan nie nou al ons voeding vir die dag eet nie. Ons het dan sopas tande geborsel. Ja, jy is seker reg, maar ek sal maar weer my tande gaan borsel as ek klaar is. Want hier's nog marshmallows, fritters, Dorito chips in 'n smoothie. Ja. George van MasterChef, as mamma dit kyk, sê daar moet altyd 'n crunchy element in wees. Bertus, wou nou eers. Ek het 'n beter plan. Bring it on. Hoekom maak ons nie elkeen ons eie smoothie nie? Ja. Ek volg die resep en jy maak dit net soos jy wil. Dan gee ons dit vir Tannie Jana of Nakkie die nar om te proe en hulle kan dan sê watter een die lekkerste is. Joune of myne? I like your thinking. Jy gaan my nie wen nie. Let the games begin. Hier is ons smoothies. Myne baie mooi gesond en heilsaam, vol vrugte en yoghurt. En myne vol alles wat lekker is. Jy staan nie 'n kans nie, Bella. Dis wat jy doen. Kom ons glo die maandag wat ons het vir Tannie Jana. Ja, of Nakkie. Een van hulle kan dit proe. Ek dink Tannie Jana. Okay. Bye. Nakkie, ek wil 'n lekker speletjie speel. Ek is baie verveeld. Hallo maats. Hallo maats, amper vergeet ek van julle. Van jy bietjie vergeet agter. Ek wil net 'n speletjie speel. Ek sal saam met jou speel Tannie Jana. Ek is baie opgewonde. Wat is sy naam? Die speletjie se naam is Simon Says. Lekker. Okay, kom ons probeer. Goed, ek wil Simon wees. Ek sal speel. Okay. Simon Says raak aan jou neus. Simon Says raak aan jou knie. Simon Says raak aan jou kop. Raak aan jou voete. Ag nee. Nog een keer kom. Okay. Okay, jy is Simon. Simon says, raak aan jou oor. Simon says,
is wat aan jou ore. Sal sê is wat aan jou maag. Wat aan jou knie? Wat aan jou tone? Jy's uit. Jy het nie gesê ons is maar ook flou vandag, like vir my. Nakkie, dit was nou baie lekker om 'n bietjie 'n speletjie te speel. Baie. Ja, ons speel nie elke dag Ek speel. is net so bedors. Dors. Ja. Tannie Jana, ek het iets om te drink. Wat het jy vir ons gebring? Ek het nie gebring nie, Bertus en Bella het ons ietsie gestuur, Tannie Jana. Smoothies. Oh, maatjies, ek love smoothies. My gunsteling, wat wil jy sê? Ek love smoothies met beet en lemoen. Nee. En salerai. Nee, dis nie gesond, Tannie En Jana. pineapple, ook love pineapple. Eintlik hou ek van enigiets wat 'n mens kan drink. Maar dan gaan jy vir die smoothies aan. Dit lyk nogal interessant, weet jy. That Bertus en Bella het gesê, ons moet proe om te kyk wie se is die lekkerste. Maar ek weet nie wie wat een gemaak het, maar ek kan raai. Jo, nee, ek kan raai, maatjies. Wie dink julle het watter een gemaak? Raai gou. Watter een het Bella gemaak? Watter een het Bertus gemaak? Bertus, nee. Okay. Ding, 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 ding. Kom ons proe dit en dan sien ons hoe dit proe. Okay. Dit lyk nie vir my soos 'n smoothie nie, want ek sien allerlei ander goed in. Ek's baie bly ek sien nakkie nie, maatjies. Kan jy net gaan probeer braaf wees? Gaan ons drink dan. Kom ons drink. Cheers! Jo, myne is so lekker. Myne is weer. Ek proe chocolate en marshmallows en vissers en Dorito chips. Lyk of 'n rooi peper ook in is. Dit is nie 'n regte smoothie nie, Tannie Jana. Dis wel 'n marshmallow. Oesies. Daai Bertus. Myne is baie lekker. Ek kan sien. Bella het definitief die boekie. Die smoothie het met my kind mos altyd so boekie. Ek dink Bella het definitief die boekie se resepte gevolg. Bertus het verseker nie. Nee, ek kan sien. Wat 'n boekie sou vir ons sê om chips en marshmallows saam te gooi? Nikoli. Nee. Maar weet julle wat, daai Bertus, hy volg ons altyd net sy eie kop. Ja, Tannie, hy is net so koppig. Nee, hy luister vir niemand anders. Nee. Dis net ek. Ja, ek stem saam. Altyd sy eie kop. Maar Bella. Jo, sy volg nogal die reëls. En sy vra vir raad as sy iets nie weet nie. Sy vra vir haar, dis waar. En hierso het Bella die boekie gebruik om haar te lei om die regte bestanddele te gebruik om 'n baie lekker smoothie te maak. Bella, jy is 'n slim kind. Tannie Jana, laat ek niks dink nie. Nee, ek geniet nou weer. Tannie Jana, ons moet vir die maats leer van die Heilige Gees. Ekskuus maat. Okay, sorry. Julle kan sien lockdown raak nou 'n bietjie lank vir Tannie Jana. Ons is besig om te leer oor die Heilige Gees. Jy is heeltemal reg, Nakkie. En dit laat my dink, net soos Bella en Bertus nou verskil het met hoe hulle te werk gegaan het om hulle smoothies te maak. Bertus glad nie 'n boekie gevolg nie. Ek dink nie so nie. Net sy eie kop, net. Maar Bella het raad gevra. Sy het die boekie gebruik vir raad. En haar smoothie proe baie lekker. So haar produk proe baie lekker. Dit lyk ook beter, net. Maar Bertus se lyk baie vreemd. Nou in die Bybel lees ons ook dat iemand ons sal help en ons sal lei om die regte dinge te doen. Wie is dit? Die Heilige Gees. Ek leer al die hele week van die Heilige Gees. Ja, wat is Pinkster? En ons vier dat die Heilige Gees vir ons gegee is, maatjies. Maar Paulus, ken julle vir Paulus? Hy is 'n skrywer. Hy is 'n skrywer, ja, hy is 'n skrywer. Hy het wat se boek in die Bybel geskryf? Handelinge. Ja, onder andere, maar wat nog? Ek weet nie. Ja, okay. Jy hoef nie te weet nie, maar Paulus skryf in Galasiërs vir die mense. Julle moet nie soos Bertus wees en julle eie koppe volg nie. Julle moet nie maak net wat julle wil doen nie. Nee, julle moet bid en vir die Heilige Gees vra om julle te lei. En julle moet laat die Gees vir julle sê wat om te doen, want so leef julle meer soos Jesus. Dis 'n baie goeie ding, maar Tannie Jana, waar lees ons dit? Waar lees ons dit? Ja. In Galasiërs. Maar wat hier? In Galasiërs 5 vers 22. Dis hy. Jy weet eintlik Nakkie en ons
wie staan van die vrug van die Gees? Ek het baie vrugte beluister aan Jana. My suurlemoenboom hang 'n stuk geel suurlemoene en die appelboom hang vol appels. Ek het baie vrugte beluister. Dis die hele Malisel en die Nakkie. Die vrug waarvan hulle praat, is die vrug wat ons as mense dra. Met ander woorde, dit is hoe jy is. Ja, wat Jesus jou geleer het van. Hoe was Jesus? Kan jy onthou hoe was Jesus? Baie vriendelik. Ja, want ons lees dit, nee, ons weet nou nie persoonlik nie, maar ons lees. Jesus is vriendelik, hy was nederig, hy was Vredesaam, hy het nooit gekly Hy nie. het nie klein nie. Hy was getrou Dis waar. en hy was goedhartig en dis alles vrug van die Gees. Want die Gees het hom gelei en nou vandag lei die Gees vir my en jou om ook hierdie vrug te dra soos Jesus. Dis 'n goeie ding. Ja, so die vrug wat ons dra is nie 'n suurlemoen of 'n lemoen of 'n appel nie, maar dit is eerder soos 'n Vrug wat binne in ons hartjies is. ja, en dan is ons hoe? Soos liefdevol. Ja, en getrou. ja, en vriendelik. Maar moet ons almal is nie dieselfde nie. Nee, ja, ons verskil. Almal dra 'n ander vrug. En dis ons almal vir almal kan wys wie Jesus is. ja, so die Gees lei vir my raak om vriendelik te wees, maar vir jou, Nakkie, Om nederig te wees. ja, net so. Jy leer so vinnig vandag. Tannie Jana, maar daar's baie vrugte. Of baie verskillende vrug van die Gees. Waar gaan ons nou vir die maatskou vertel? Is daar 'n versie wat ons wil? Daar is die versie. Maar Nakkie, ek wil net een ding vir die maatjies sê om te onthou. Jy kan maar. Partykeer sukkel ons, nê, om soos Jesus te leef. Dis waar. Ons kan dit nie alleen doen nie. Maar dis hoekom hy die Gees in ons gee. So doen ons dit. Ons moet gaan bid. Ja, ons moet bid en vra vir die Heilige Gees om ons te help, om ons elke dag krag te gee. Dis waar. Want al leef hy in ons, moet ons bid dat hy ons vertel hoe Jesus geleef het, dat hy vir ons raad gee en maatjies, dan moet ons vir die Heilige Gees luister. Dis 'n moeilike een want partykeer wil ons net ons eie koppe vul. Ja, so maat, in Galasiërs 5 vers 22 leer ons, Nakkie, Ek het nou begin. sê vir my, Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dis 'n lange, dis 'n baie met oefen. Julle gaan baie met oefen, maats. Ons sal maar môre moet kyk of hulle dit doen. Ja. Maatjies, ek dink julle moet nog gaan oefen en môre gaan ek en Nakkie vir julle probeer verder leer. Okay. Ons gaan hulle dalk kyk. Dalk van musiek. Ja, ons weet. Miskien die oefen julle so hard dat julle dit perfek doen. Ons hoop so. Tata